is dit oké as ek nou hierdie sponsie aflos? As ek myself kry en val hy net, wil hom nou verkieslik nie verloor nie. Het nou so mooi saamgewerk. Sy. Hartlike goeienaand aan elkeen. Sy, welkom in die huis van die Here, waar ons saamkom om die Here te soek, sy aangesig te soek, om te leer, meer te leer vanuit sy woord. Ek het net gekansie, sekere van my geliefdes vereis dat ek 'n recording maak, op WhatsApp, gaan hy nou. Stik maar altyd net my foon so neer, en dan rekord hy in die agtergrond. Wel, voordat ek begin, wil ek net noem, na vanoggend se boodskap, my verloofde wat in Georgia is, het die boodskap geluister, en sy wil my net reg help. Ouma Martie was nie daar nie. Die storie wat ek vertel het van by die see. Ouma Martie was nie daar nie, maar sy was definitief daar. En toe bevraagteken sy my eers, hoe het ek nie onthou dat sy daar was nie? Gelukkig was ek nie in die moeilikheid nie, daarvoor is ek dankbaar, maar dit was baie op die limit, dit was baie op die lyn gewees. Ek wil die graag uitnooi en sluit ons die oë en bid ons eers voordat ons na die woord gaan. Laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees, o Here, voor U aangesig, my rots en my verlosser. Amen. Ek nooi elkeen om saam met my oop te maak in die woord van die Here by Johannes 15. Daar gaan ons die laaste 2 verse saam lees en dan gaan ons sommer verder lees by Johannes 16 vers 7 tot en met vers 14. So 'n klein herhaling van vanoggend se boodskap. Ek lees vir julle die verse. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Dan vers 7 by hoofstuk 16. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Wil ek ook graag stil staan by hierdie laaste vers wat ons nou gelees het, wat sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Nou, uit aanleiding van die gedeelte en vir vanaand se boodskap wat ons gaan hanteer, ek het nou die laser gedruk, sê, nou het ek een te ver gegaan, ek en hierdie tegnologie, sê, ek dink ons moet ook net batterytjies kry, nou as jy dalk se battery is wat so stelselmatig begin pap raak nie, maar, baie dankie. Nou,
voordat ons voorgaan met die boodskap en gaan kyk na die tema, wat ek wel net vir die tema wil sê is die werk van die Heilige Gees in die redding van verlorenes. En ek wil graag hê dat jy moet nadink, wat is die werk van die Heilige Gees in die redding van verlorenes, ofwel tot die redding van verlorenes. Maar dan vra ek ook wel dat ons net gou die oë sluit en hierdie diens op die regte wyse begin. Almagtige Here en Hemelvader, hoe wonderlik is dit, Here, dat ons as familie, as die kinders, Here, weer hier saam by mekaar kan kom, Here, om na U woord te luister. Om te leer, Here, om meer te leer van U, Here. Ek dank U, Here, dat U woorde in ons lewend word, Here, dat U dit neem, Here, en vir ons dit wys, Here, dit openbaar. Daarop vir ons lig gooi, sodat ons dit kan verstaan, Here. Ek dank U daarvoor. Maar Here, my God, ek wil graag bid vir vanaand se diens, Here, waar ons veral gaan fokus op U, o Heilige Gees wat God is. U werk in redding. Dit wat U doen om 'n persoon te bring tot bekering, en dit wat U ook doen na 'n persoon se bekering. Ons dank U, Here, dat U vir ons wel 'n weg berei het waarop ons kan gaan om gered te word. Waarop ons kan gaan, Here, om van ons sondige weg verlos te word, om van ons verlorendheid, Here, gered te word. Ek dank U daarvoor. Ek dank U, Here, dat ek wat reeds die kind is, wat reeds op hierdie weg is, Here, hierdie boodskap, hierdie goeie nuus ook met ander kan deel. En ek glo ook, Here, vir die mense wat saam met my is, Here, wat ook die kinders is, Here, wat ook daai goeie nuus het, Here, wil ek ook U dankie sê, Here, dat hulle daai nuus met ander mense kan deel. Here, ek wil graag bid, Here, dat U asseblief ook vir ons vrymoedigheid sal gee om dit te doen. Dat ons nie sal skaam staan nie, Here, maar dat ons regtig net in dankbaarheid hierdie goeie nuus vir ander sal vertel. Ag Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. U staan ons by in moeilike tye. Here, U tree in vir ons wanneer ons bid. U sê, hou ons vas in U hand, en ons weet dat U ons nooit sal laat gaan nie. Ek dank U vir alles wat U doen, Here. En op die ou einde van die dag, Here, van die begin af eintlik, Here, kom al die eer en die heerlikheid U toe. Dit is maar net die aard van die saak. Dit is maar net die waarheid, Here. Want as dit nie was vir U nie, sou die skepping nie kon bestaan het nie. En as dit nie was vir U nie, Here, sou ons ook nie gewees het nie. En as dit ook nie was vir U nie, Here, sou ons nooit gered kon word nie. Ek dank U, Here. Amen. Nou, ek nou reeds die tema vir U gelees, en dit is die werk van die Heilige Gees tot die redding van verlorenes. Tot die redding van verlorenes. Nou, ek wil graag vir U 'n paar vrae vra. En die eerste een is gefokus op vanoggend se boodskap vir die wat daar vir die van U wat daar was. Nou wil ek graag vir U vra, wie is die Heilige Gees? En 'n persoon. Ek is tog te dankbaar julle het geluister. Hy is God en 'n persoon. Hy is die trooster wat ons bystaan, wat ons vashou, wat ons hand vat en ons lei. Dit is die Heilige Gees. Nou tweedens het ek ook die algemene vraag wat baie mense nie noodwendig ken nie, en dit is, wat is die 4 geloofspilare van die EG Kerk? Sê wie? Wederkoms. OK, ja, redding, wedergeboorte. Goddelike genesing. Ja, nie geloofsgenesing nog. En dan is daar nog enetjie. Heiligmaking. Sy daai 4. So, wedergeboorte, heiligmaking, goddelike genesing, en dan glo ons in die wederkoms van Christus en 'n fisiese 1000 jaar. Nou derdens, wat is die hoofvereiste vir iemand om 'n lidmaat van die EG Kerk, eintlik van enige kerk? Wat is daai hoofvereiste wat aan voldoen moet word? Wat is dit? Jy moet 'n kind van God wees. Dis baie belangrik.
En nou, wat moet met 'n persoon in sy lewe gebeur sodat hy hemel toe kan gaan? Hy moet die Here Jesus Christus aanneem as sy verlosser. En nou die laaste vraag. Het jy Jesus as verlosser al aangeneem? As jy hier sit en jy sê ja, en is die waarheid, is ek baie dankbaar. En ek wil waarlik die Here dank vir dat u die idee, dat u my broer en suster is. En dat ons een is in die Gees. As jy miskien hierso gesit het en jy te twyfel in die hart, is ek gered of is ek nie gered nie? Wil ek graag vir u bemoedig om te luister. Want as jy gered is, dan kan u dalk nou net bevestiging kry. Maar as jy nie gered is nie, dan moet weet jy wat moet gebeur. Maar as die antwoord nee was, wil ek regtig u bemoedig, luister na die boodskap. Laat toe dat die Heilige Gees met u spreek. En reageer daarop, op 'n positiewe wyse. Nou, ons gaan veral nou kyk na wat doen die Heilige Gees, wat is sy rol, wat is sy dade in hierdie proses van redding. Ek wil wel vroegtydig noem, as ek nou sê, 'n proses van redding, menende, dit sluit nou in alles wat voor die tyd gebeur, en alles wat nou ook moontlik na die tyd gebeur. Maar, daar's wel ook 'n proses wat plaasvind, wat in 'n oomblik gebeur. Weet, daar's 'n dag, wat jy jou lewe vir die Here gee, waar jy wedergebore word. En dit gebeur ook nie reg oor die tyd van 24 uur nie. Dit gebeur op 'n oomblik. So net vroegtydig dit noem. Nou, voordat ons eintlik kan ingaan in diepte op, wat doen die Heilige Gees in hierdie proses? Wat is sy rol daarin? Is dit sekerlik van belang dat ons weet hoe hierdie proses verloop? Wat gebeur in hierdie proses? Nou, eerstens is daar 'n stem wat tot die persoon uitreik, 'n verlorene uitreik, en vir hom sê, jy moet gered word. En dan obviously onder dit val daar nou 'n paar kategorieë. Jy moet gered word, want, ... Jy moet gered word, want, ... En dan, hoe kan jy gered word? En dan kom hierdie stem met hierdie kennis nou reeds gedeel is en hy sê, bekeer jou. Veronderstel dan hierdie persoon maak die keuse om sy lewe vir God te gee, om gered te word, om homself te draai teen sy rug te draai teen die wêreld en na God te kyk, dan word hy deur die bloed van Christus besprinkel en gereinig. Dis ook waarom ons doop. Dit wys op daai beeld waar jy met die bloed van Jesus besprinkel word. Jy word gereinig. En dan, nadat jy gereinig word, word jy regverdig verklaar. Want ek meen, jy is nou gereinig deur die bloed van Christus. Daar is nie meer skuld op jou sondelys nie. Dit is weggeneem. Nou is jy regverdig verklaar. En nadat jy regverdig verklaar is, kom die Heilige Gees in jou lewe in, en hy maak jou 'n nuwe mens. Hy maak jou 'n kind van God. En dan, na dit, dan kyk ons na heiligmaking. Ons gaan wel nou nie kyk wat die rol van die Heilige Gees by heiligmaking nie, dit gaan ons by 'n latere boodskap by stil staan. Nou, nadat ons hierdie gehanteer het en geweet het ook, wat ek wel vinnig wil noem is, die oomblik as hy homself bekeer, dan in daai selfde oomblik word hy met Jesus se bloed gereinig. En dan in daai selfde oomblik word hy geregverdig. En dan in daai selfde oomblik word hy wedergebore. Onthou dit, daai gebeur so op mekaar. Dit kan nie oor 'n tyd gebeur nie. Jy kan nie nou jouself bekeer en oor 'n paar jaar vra jy, Here, okay, reinig my met die bloed nie. En dan oor 'n paar jaar dan vra Here, regverdig my. En oor 'n paar jaar, Here, sal U my asseblief
u kind maak nie. Sal my wedergebore maak nie. Nee. As jy vir die Here vra om jou te red, doen hy dit oombliklik. Al daai goed, dis stappe wat in 'n oomblik gebeur. Onthou dit. En ja, hierdie hele boodskap, hierdie gebeurtenisse, in dit speel die Heilige Gees 'n fenominale rol, 'n uiterse belangrike rol. En dis hoekom ook Jesus gesê, dis voordelig dat die Heilige Gees kom. Hoekom? Op daai oomblik was Jesus half, kan 'n mens dit sê, beperk tot sy liggaam. Ek wil nie regtig dit so sê nie, want hy's tog maar God. Maar hy was in die vorm, hy die vorm van 'n mens aangeneem. En in daai vorm was hy relatief beperk geweest. Waar die Heilige Gees oral kon wees. Waar die Heilige Gees nie beperk was tot daai liggaam nie. Hy was los geweest. Dis nou 'n baie dogmatiese ding wat ons nou nie dit in diep gaan nie, anders te gaan dit nou net meer moeilikheid maak as wat dit iets goeds gaan wees. Nou, ek wil graag hê dat in hierdie boodskap, die doel van hierdie boodskap, is sodat u kan sien dat toe u gered was, as u 'n kind van God is, as u nie 'n kind van God is nie, luister wel wat het gebeur met die mense wat reeds 'n kind van God is. Die kinders van God, toe hulle gered was, die Heilige Gees het in daai oomblik 'n rol gespeel. Eintlik voor dit al het hy 'n rol begin speel. Onthou dit. En as ons terugdink aan die boodskap van vanoggend, dan is dit eintlik 'n herinnering dat u moet gaan in die Heilige Gees dankie sê dat hy met u 'n pad gestap het, dat hy u gelei het tot bekering. Onthou dit, dis belangrik. So, ons wil graag die doel, die take van die Heilige Gees daarin sien. Nou, hierdie boodskap is vir een en elkeen van die belang. As mense wat inluister, maar is vir almal van belang. Want vir 'n kind van die Here wys dit juis die werk van die Heilige Gees in dit. Maar vir die kind van die Satan, vir iemand wat nog nie gered is nie, is dit 'n boodskap wat die waarheid dra van die evangelie. Van wat is belangrik, wat moet gebeur dat jy gered kan word. 'n groot gedeelte daarvan. Nou, in hierdie boodskap gaan ons na 5 gedagtes kyk. 5 vlugtige, nie noodwendig vlugtig nie, party van hulle is bietjie vinniger as die ander, maar gaan ons kyk na 5 gedagtes. En ons gaan kyk hoe die Heilige Gees in hierdie proses sy werke, sy dade doen, hoe hy regtig 'n groot rol daarin speel. Ek meen, voordat u tot bekering gekom het, vir ons wat sy kinders is, moes u tog maar op 'n oomblik gekom het waar u besef het u is 'n sondaar. Is dit nie waar nie? Moes u besef dat die lewe nie reg is met God nie? Moes u besef dat as u nou doodgaan, is daar moeilikheid? Kan enige van daai wees. Maar daar was so 'n oomblik gewees. En wat mooi is, in daai sien ons die werk van die Heilige Gees. En dit bring ons nou juis ook by ons eerste gedagte, en dit is, die Heilige Gees bewerk 'n sonde oortuiging in die harte van verlore sondaars. Van verlorenes, mense wat nie die Here ken nie. Ek wil graag vir julle Johannes 16 vers 8 lees. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Wat sal hy doen? Hy sal die wêreld oortuig. Hy sal vir persone wat nie die Here ken nie, mense wat verlore is, wys, jy is 'n sondaar. En ek wil graag met u deel, want kyk, as ons gaan, en wanneer evangeliste uitgaan, en hulle deel die evangelie, kyk na the way of the master, of kyk na die EE3, en ek wil graag ook spesifiek fokus op die EE3, want as jy daarna kyk,
een van hulle hoofpunte, en vir u wat dit ken, is dit die wysvinger. Wie is die mens? Is dit waarby hulle stil staan. En die hele doel van daai punt is om vir die mens te wys, dat jy 'n sondaar is, wat verlossing kort. En dat jy nie jou eie verlossing kan bewerk nie. Dit is deel van die EE3, dis 'n hoofpunt wat hulle by stil staan. Want as 'n persoon nie dit besef nie, gaan hy nie besef, hy kort 'n verlosser om hom te red nie. As hy nie sy sonde besef nie, gaan hy nie dink, dis nodig dat hy verlos word nie. Dis eenvoudig. Daarom kom die Heilige Gees, en hy nader die persoon, en hy oortuig hom van die sonde, van die ongeregtigheid, van geregtigheid, en van oordeel. En ek wil graag u uitnooi om saam met my die volgende verse ook te lees wat op die bord is, en dit is daai Johannes 16 vers 8 tot 11. Ek gaan wel die eerste vers weer lees. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En dan sê hy vers 9, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En dan vers 10, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En dan vers 11, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nou die eerste ding wat die Heilige Gees doen, soos ons nou duidelik gelees het, een van die goed wat hy heel eers doen, hy getuig, hy laat daai persoon besef, hy moet gered word. Hy wys dit vir hom. En een van die dinge wat hy by stil staan is, wat is sonde? En dat die persoon 'n sondaar is. As jy dink daaraan, die Heilige Gees hy kom in jou lewe, en hy oortuig jou van wat verkeerd is in jou lewe. Hy kom wys vir jou, dat jy sonde doen. Hy kom wys ook vir jou dat daar 'n loon is vir sonde. Ek meen, as u nie weet wat sonde is nie, as u nie weet daar's 'n reg en verkeerd wandel nie, waarom sal u dink jy is verlore? Die Bybel sê, wanneer iemand sy links van sy regs kan onderskei, wanneer iemand kan weet wat die verskil tussen reg en verkeerd, die Heilige Gees kom doen dit, hy kom wys vir hierdie persoon, daar is sonde, en dat jy sonde in jou lewe het. Daar's dinge in jou lewe wat nie reg is in die oë van die Here nie. Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Klem op Christus Jesus. Die titel Messias, die een wat sou kom om verlossing te verkry vir die mens. Christus. Maar daar is sonde in jou lewe. Jy kort dit dat jy gered word. En jy kan ook nie enige een van u sit en sê, weet jy wat, daar is nie sonde in my lewe nie. Niemand van u kan dit doen nie. Ek het een keer 'n pad gekruis met 'n persoon, toe ons in PE uitreik gehou het. En daar was 'n huishulp gewees, en ek vra vir haar, jy weet jy, nie weet jy is 'n sondaar, iets in die rigting van, maar ek het uitgekom by die punt van 'n mens is 'n sondaar. En sy kon eenvoudig net nie erken, dat daar sonde in haar lewe is nie. Vir 'n oomblik toe dog ek die lig het deurgebreek, toe sy gesê het, soms raak sy kwaad, maar net na daai sinnetjie, toe sê sy, maar dis eintlik die mense wat my kwaad maak, se skuld. Geen vingers van haar het na haarself gewys nie. Alles het net na almal anders te gewys. As sy sonde gedoen het, was dit iemand anders se skuld. Maar dit is nie so nie. Almal het sonde in hulle lewe.
Die woord van die Here sê vir ons in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En nie net dit nie, iemand kan nie sê tot en met nou het ek niks sonde in my lewe gedoen nie. Want die Bybel sê uitdruklik vir ons in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Ek glo meeste van u wat hier is, of wie's van u wat al kinders gehad het. As u daai kind groot maak, kom maar op punt. En dan sien jy sommer duidelik, hierdie kind is in ongeregtigheid gebore. In sonde is hy. Hy het nie die Heilige Gees in hom nie. Die oomblik as hy daai limite begin toets. U weet daarvan, u verty van nie. U ken dit. Maar selfs al het jy nie 'n kind gehad nie, mens kan dit sien by ander mense se kinders. Die babatjies. By die kweekskool is daar 'n seentjie en ek is baie lief vir hierdie seentjie. Hy's nou 'n bietjie meer as 'n jaar oud. Maar my vriend sê altyd vir my, weet, as hy nou regtig sien hy begin nou stout raak. Dan lees hy hierdie vers vir hom. In ongeregtigheid is jy gebore. En in sonde het ons jou ontvang. En dit is die aard van die saak. Almal is sondaars. En die Heilige Gees kom in jou lewe in en hy wys vir jou dit. Hy kom wys vir jou dat jy gered moet word. Onthou dit. En dank die Here daarvoor dat hy dit al in jou lewe gedoen het as jy sy kind is. Maar as hy ook nou met jou praat, luister, asseblief. Maar die Heilige Gees gaan voort en hy stop nie net by jy's 'n sondaar nie, hy gaan voort en hy leer vir hom van geregtigheid. En ek meen as ons lees van Jesus, dan sien ons eintlik die standaard van geregtigheid. Wat is dit wat reg is in die oë van die Here? Wat se wandel is reg in die oë van die Here? En dit sien ons in Jesus. Omdat hy weggaan. Nou vertel die Heilige Gees vir hierdie persoon en ewe skielik, hoorie, daar is iets nie reg in my lewe nie. My lewe is nie reg met die Here nie. Hy besef daar's iets verkeerd in sy lewe. 'n Persoon wat nie die Here ken nie, waar die Heilige Gees nou mee praat, sien dit. Aan die ander kant kan 'n mens nou sê, daai mense wat vir hulle eie geregtigheid wil werk, great, ek sit vir u die 10 gebooie uit. As u vir my kan wys dat u nie aan 'n enkele een van hulle skuldig is nie, dan kan u loshande in die hemel instap. Maar daar is nie 'n enkele mens op hierdie aarde wat dit kan sê nie. Die enigste mens wat dit al kon sê, is Jesus. En daarom was hy ook gepas om aan die kruis te sterf vir ons sonde. Daarom kon hy ons sonde op hom geneem het. Maar dan gaan die Heilige Gees ook voort en hy oortuig hierdie persoon van oordeel. Baie mense sê jy moenie iemand bang praat nie. Jy moenie iemand bang praat oor die hel nie. Maar my geliefde broeders en susters, dit is nodig dat iemand moet besef dat as hulle nie hulle lewe vir die Here gaan gee nie, gaan hulle opeindig in die hel. As hulle nie hulle lewe vir die Here gaan gee nie, gaan daar geen toekoms hoop wees vir hulle in die toekoms nie. Geen. As jy hier sit en jy ken nie die Here nie, en jy sal nou sterf, ek het vir die slegte nuus. Jy gaan nie hemel toe nie, jy gaan hel toe. En daarom moet jy gered word. Jy kort dat die Here jou red. Openbaring 20, dis so 'n mooi gedeelte daarin, is so 4 verse, vers 12 sê,
En ek het die dode, kinders en volwassenes, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En dan vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van die vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Daar wag oordeel vir hierdie goddelose wêreld. As jy nie 'n kind van God is nie, wag daar oordeel vir jou, tensy jy jou lewe vir die Here gee. As ons terugkom na die idee dat daar's nee, jy weet, ek is nie so 'n slegte mens nie, ek het net 'n paar sonde in my lewe al gedoen. As daai boeke gaan oopgemaak word, gaan daar duisende sondes staan. By die E3 weer eens gebruik ons 'n illustrasie. Kom ons sê 'n persoon doen net 3 sondes 'n dag. Net 3. Hierdie persoon, ek wil sê dis nogals 'n goeie persoon dan in 'n menslike wyse. Die idee dat jy net 3 sondes doen. Maar kom ons sê iemand wat nie die Here ken nie, hy doen net 3 sondes 'n dag. En ons stel dit bymekaar en ons kyk hoeveel dae staan in die jaar, 365 en ons maal 3 daarmee, dan kry ons so 'n bietjie meer as 1000. Maar vir die eenvoudigheid daarvan, kom ons werk net met 1000. Net met 1000. En dan gaan ons voort, okay, vat u ouderdom en maal dit met 1000. As u nou sal sterf, wil ek amper sê, is dit die minimum hoeveelheid sondes wat in daai boeke kan staan. En jy sal volgens dit geoordeel word. En omdat jy sonde in jou lewe het, omdat daai skuld nog nie weggevat is nie, dan sal jy in die vuuroond gegooi word. En jy sal 'n ewigheid ingaan sonder hoop. Nou wil ek graag met u net praat. Is jy gereed om nou dood te gaan? As jy hier sit, en jy weet jy is gereed om dood te gaan, sê ek bly vir u. As ek nou sterf, ek gaan hemel toe. Ek weet in my lewe wil ek glad nie te worry nie. Maar as jy nou sterf, en jy weet nie waartoe jy gaan nie, jy is nie seker nie, maak vandag seker, maak nou seker, bid tot die Here vir verlossing. En ek sien die tyd raak nou 'n bietjie minder, maar ek wil graag 'n bietjie vinniger na die volgende punte gaan. En die volgende gedagte is, die Heilige Gees leer verlorenes van Jesus. Hy leer mense van wie is Jesus. En hoe wonderlik is dit nie? Johannes 15 vers 26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my, van Jesus, getuig. Die Heilige Gees gaan nou voort, nadat hy die persoon geoortuig het van sy sonde, van sy ongeregtigheid, van oordeel, gaan hy, en hy los nie net die persoon daar om in vrees vir die res van sy lewe te lewe nie. Hy gaan verder en hy vertel vir hierdie persoon van Jesus. Asof dit is deur die Bybel, in die moslim nasies hoor jy soms van 'n moslim wat gedroom het van Jesus.
asof dit is deur iemand wat gepreek het, iemand wat hulle getuienis gelewer het. Ongeag, hy vertel jou van Jesus. Hy vertel vir jou dat Jesus jou graag wil red. Inteendeel, dit is so mooi as jy daaraan dink, dat al is jy die enigste mens wat moontlik op hierdie aarde tot bekering kon kom, dan sal Jesus nog steeds aan die kruis kom sterf het, vir jou. So lief is hy vir elke individu. En ek kan net dink hoe sy hart breek, as iemand nie homself, nie vir Jesus aanvaar, as sy verlosser nie. So lief het Jesus elke mens. Vir u wat hier sit, vir elke individu is Jesus so lief. Hy is bereid om net vir u aan die kruis te sterf, sodat u hemel toe kan gaan. Maar ek dank die Here dat ek nie die enigste persoon is wat gered is nie. En ek dank die Here dat daar baie ander mense is, dat hier van u is wat definitief die Here ken. Ek dank die Here daarvoor. Waarlik. Hy vertel vir hulle van hierdie wonderlike persoon wat op die aarde gewandel het. Jesus wat 100% een menslike natuur gehad het, maar ook 100% sy goddelike natuur. En juis omdat hy nie uit die saad van 'n man gekom is nie, maar deur 'n wonderwerk was Maria bevrug, kon Jesus 'n lewe sonder sonde. En kon hy die toorn van God vir sonde op hom neem en aan die kruis sterf vir ons, vir elkeen van ons wat hier is. Die Heilige Gees roep na u. Hy roep, u is 'n sondaar. Jy is verlore. Dis nodig dat jy gered word. Daar is vir jou 'n weg berei waardeur jy gered kan word. Die woord sê vir ons, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Jy kan nie gered word deur jou eie werke nie. Die enigste manier wat jy gered kan word, is deur om Jesus aan te neem as jou verlosser. Jesus, red my. Jesus, ek is verlore, help my. As daar nog nie 'n oomblik in die lewe is waarvan u weet nie, moenie tyd mors nie. Gee nou jou lewe vir die Here. Môre is nie beloof nie. 'n minuut later van nou is nie beloof nie. 'n uur later van nou is nie beloof nie. Weet dit. Handelinge 16 vers 31 sê, hy vra, wat moet ek doen om gered word? In vers 30. En Paulus antwoord vir hom en Silas antwoord vir hom, glo in die Here Jesus Christus. Vertrou in die Here Jesus Christus. Plaas jou lewe in sy hande, dan sal jy gered word. Punt. Klaar. Dan sal jy gered word. En dan sien ons geliefde broers, daar het nou baie gebeur in een oomblik. En dan sien ons geliefde broeders en susters, dat nadat 'n persoon gered word, dan kom die Heilige Gees, nadat jy gereinig is en regverdig verklaar is, hy kom in jou lewe in en hy maak jou 'n nuwe mens. Hy maak jou 'n kind van God. Die Bybel sê vir ons in 2 Korintiërs 15 vers 7, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Die ou dinge is verby.
Dis deel van jou verlede. Efesiërs 2 vers 1 tot 3, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was, verlede, jy was dood. Deur die misdade en die sondes, verlede, waarin julle tevore, verlede, gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Hierdie dinge is in die verlede gelos. Die Heilige Gees en hy kom maak, die Heilige Gees en hy kom en hy maak jou nuut. Die bande, die kettinge wat jou vasgehou het in die wêreld, word verbreek deur hom. Jy is nuut gemaak. Nie net dit nie, wat wonderlik is van hierdie wedergeboorte is, jy word nou in die Gees gebore. Jy is nou 'n kind van God. Jy's nie meer 'n kind van Satan, soos Johannes 8 vers 44 sê nie. Julle het die duiwel as vader. In ons oogpunt is dit, julle het die duiwel as vader gehad. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Vir ons wat sy kinders, wat die kinders van die Here is, van God is, hierdie is agter ons. Ons is nie meer 'n kind van die Satan nie. Ons is nou 'n kind van God. Van Jesus. Van die Heilige Gees. Ons behoort nou aan hom. Hierdie dinge van die wêreld is agter ons. Ons is nuut gemaak in Christus. Deur die Heilige Gees. En dan gaan ons verder en dan sien ons by die 4de gedagte, die Heilige Gees maak ons deel van die liggaam van Christus. Hy maak ons deel van die liggaam van Christus. U wat hier sit, as u 'n kind van die Here is u een met die liggaam van Christus. Christus is die hoof en ons is die lede. In Korintiërs 12 vers 13 sê, want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Wil ek die vers net bietjie anders te lees en in konteks bring van vandag, want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Afrikaners of Britse is, mechanics, fitters, ongeag jou beroep, jy is nou deel van die liggaam van Christus. As jy sy kind is, as jy wedergebore is. Want hierdie Gees, die Heilige Gees, verenig ons. En wat mooi is, hierdie liggaam het verskillende ledemate, verskillende dele wat beweeg. En elkeen van hulle speel 'n rol. Elkeen van hulle. En dit is hoe die Here dit wil hê. Want ek meen die Bybel sê vir ons veronderstel, kom ons sê, almal was net die oog gewees. Waar is die liggaam? Almal speel 'n rol. Elkeen. En as ons gaan kyk na die fisiese praktyk en jy gaan kyk, veronderstel jy verloor 'n klein toontjie. Veronderstel jy verloor jou pinkie. Dan gaan iemand ewe skielik besef, hoe groot rol daai klein wat vir jou doelloos voorgekom het, hoe daai ledemaat as hy weg is, nuttig was. Balans word uitgegooi as jou klein toontjie weg is. Jou pinkie as hy weg is, jy gaan sukkel veral in die begin om 'n koppie vas te vat, om iets te grip. Daar's 'n rol vir een en elkeen van die kinders van die Here. En wat mooi is van hierdie saak is, iemand wat nie die Here ken nie, het 'n doellose lewe. Daar's nie 'n doel in sy lewe nie. Daar's nie 'n punt in sy lewe wat hy kan bereik nie.
Daar's nie iets wat jy nou kan eintlik regtig streef nie, behalwe nuttige goed, onnuttige goed. Wat nie iets werd is nie, wat die oomblik as hy gaan sterf, geen waarde gaan hê nie. Maar vir ons wat kinders van die Here is daar 'n plan en 'n doel gegee. Ons is nou deel van hierdie liggaam. Ons het iets wat ons moet doen, ons het 'n werk wat ons moet verrig, sodat hierdie liggaam kan funksioneer. Sodat die kerk kan beweeg. Dit is wonderlik. Jy word nou deel van 'n familie. Jy is nie meer alleen in hierdie wêreld nie. Iemand wat nou gered word, is nou deel van iets. Deel van die liggaam van Christus. En net tot 'n bewys 1 Korintiërs 12 vers 18 sê nou juist daai gedeelte, maar nou het God elkeen van sy lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? En dit bewys maar net hierdie gedagte. Elkeen van ons het die Here 'n plan voor. Daar's evangeliste, daar was apostels, daar was profete, daar's leraars, daar is gebedsvriende, daar is sonnaarskoolonderwysers, daar's normale onderwysers. En so kan 'n mens aangaan. Almal van hulle speel 'n rol met die funksie van hierdie liggaam. My geliefde broers en susters, dit bring ons ook by ons laaste gedagte. En dis een van die gedagtes wat vir my waarlik uitstaan. En dit is die Heilige Gees is die waarborg van sekerheid van saligheid. En om dit in ander woorde te sê, kom ons lees eers Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Nou om in ander woorde te stel, die Heilige Gees is die seël wat ons verseël, dat die oomblik as jy gered word, jy nooit weer verlore sal gaan nie. Dis wonderlik, iets wat in die Ou Testament nie gevind was nie, maar wat ons nou het. En daarom is ons in die genade dispensasie. Efesiërs 1 vers 13 en 14. En wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Wat die onderpand is maar 'n seël, 'n belofte, is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daai onderpand is 'n belofte. As jy nou jou lewe vir die Here gee, as jy nou jou hart vir die Here gee, dan word jy verseël. Jy word in die hand van die Here geplaas en jy sal nooit weer ongered gaan nie. Jy sal nooit weer kan sê, ek is op 'n plek waar ek help sal gaan nie. Jy sal altyd en vir altyd dan 'n kind van God wees. Altyd. Al laat jy gaan, God sal nooit laat gaan nie. Wat ook wonderlik is en wat uitstaan as ons gaan lees daai vers van Efesiërs 4 vers 30, gaan sê, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Nou wat is die dag van verlossing? Dis die dag waar die Here ons gaan kom haal. En waar ons 'n liggaam gaan kry, 'n verheerlikte liggaam gaan kry. En waar ons in die hemele gaan jubel, want dit is ons troue met Jesus. Die Heilige Gees is ons belofte, dat as jy gered is, dat daai dag sal vir jou kom. Dit sal vir jou wag. Ongeag as wie sal sterf, jy sal in die paradys wag vir daai dag. Maar jy word verseël tot daai dag toe, waar jy die bruilofsmaal sal hê.
en waar jy die bruid van Jesus is. Waar ons die bruid van Jesus is. Romeine 8 vers 35. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar of swaard. Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engel of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks nie. Absoluut niks nie. Ons het vanoggend gehoor, ons is in die regterhand van die Heilige Gees. Hy hou ons vas. Ons is verseël in sy hand. Ten slotte. Ons het in hierdie boodskap gekyk na die werk, die dade van die Heilige Gees in hierdie proses van redding. Wat doen hy? Wat is dit wat hy vir ons doen? Wat is dit wat hy vir die mens doen sodat hy gered kan word? En ons het eerstens eenvoudig gesien dat die Heilige Gees gaan na mense toe en hy oortuig hulle van hulle sonde, dat hulle gered moet word. Hy oortuig hulle daarvan dat hulle 'n verlosser nodig het. En dan gaan hy, nadat hy dit gedoen het, gaan hy en hy vertel hulle van die verlosser, van Jesus. Hy vertel hulle van die weg na die hemel, na die Vader. En dan roep hy, bekeer jou. Neem Jesus aan as jou verlosser. Hy roep, doen dit. En as 'n persoon dan gaan en hy reageer positief op hierdie roepstem en hy bekeer homself, hy gee sy hart vir die Here. Dan kom die Heilige Gees, dan word jy gereinig deur die bloed van Christus en jy word regverdig verklaar, wat ook 'n daad is van die Heilige Gees wat ons bietjie net vanoggend gehanteer het. En dan sien ons ook dan het ons ook dan gesien dat die Heilige Gees dan in 'n persoon se lewe inkom en jou wedergebore. Hy maak jou nuut. Hy maak jou nuwe skepsel. Die ou dinge is vir jou verby en jy's nuut gemaak as 'n kind van God. En wanneer jy wedergebore is en die Heilige Gees in jou het, dan word jy deel van die liggaam van Christus. En ontvang die mens wat verlore was, wat nou gered is, 'n doel, 'n rede om te leef. En dit is om die Here te dien. En dan laastens het ons gesien, en wat tog te pragtig is, en wat tog te bemoedigend is dat wanneer jy jou lewe vir Christus gee, hoef jy nooit weer te worry daaroor dat jy verlore kan gaan nie, want jy is tot in ewigheid gered. Tot die dag van verlossing. Tot die dag wat Jesus sy kinders gaan kom haal. Die Heilige Gees speel 'n fenominale rol in dit. Onthou dit, weet dit. As sy kinders moet ons hom dank daarvoor. Maar as u nie God se kind is nie, luister na daai stem. Luister na daai stem wat met jou praat. En dan as hy sê, gee jou hart vir die Here. Bekeer jou. Vertrou op Jesus dat hy jou sal red. Doen dit. Doen dit. Dis uiters belangrik. Dis as gevolg van die Heilige Gees dat ons wat sy kinders is, geen twyfel in ons hele lewe het. Dat ons nooit weer twyfel in ons lewe te hê dat ons nie gered kan word nie. Dat ons gered is.
Nou wil ek graag stil staan by hierdie laaste gedagte. Nie gedagte nie, maar by hierdie laaste oomblik. Die Heilige Gees roep u. Hy roep tot u. Bekeer jou of jy sal vir ewig verlore gaan. Bekeer jou of jy sal in die vuuroond gegooi word. Bekeer jou dat jy gered kan word. Bekeer jou en ek sal jou seël tot die dag van verlossing. Bekeer jou dat jy my kind kan wees. Amen. Kom ons sluit die oë. Almagtige Heer, God en Hemelvader, ek dank U dat U met ons kom spreek, dat U ons kom oortuig van sonde in ons lewe, dat toe ons nog ongered was, Here, U vir ons kom dit wys het, Here, en vir ons kom wys het dat ons 'n verlosser nodig het. Maar dat U nie net dit daar gelos het nie, maar voortgegaan het, Here, om vir ons te kom vertel van Jesus. Ek dank U daarvoor. En Here, dan wil ek ook graag vir U dankie sê dat U ons roep, dat U ons wat U kinders is geroep het tot bekering. Want as dit nie daarvoor was nie, Here, sou ons nie U kinders gewees het nie. So ons dankie. Maar Here, ek wil ook U dank, Here, vir elke persoon wat nou U roepstem hoor. Wat hoor, roep, wat hoor, bekeer jou. Want jy is verlore. En Here, as hierdie persone doen, as daar mense is vanaand, Here, wat hulle harte vir U sal gee, asof dit is dat hulle in die gemeente sit, en asof dit is dat hulle inluister, Here, dat hulle waarlik U sal soek, en dat U dan sal kom en hulle red, van U vir ewig, dat U hulle dan sal seël tot in ewigheid. Ek dank U vir alles wat U tot en met nou al vir ons gedoen het, ons wat U kinders is, maar ook, Here, vir alles wat U al gedoen het, om vir die mense wat U nie ken nie, te oortuig dat hulle 'n verlosser nodig het. Ek dank U vir alles. Ek dank U vir die genade. Ek dank U vir die liefde, Here, want so lief het U ons gehad, het U die mensdom gehad, het U die wêreld gehad, dat U U enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat glo, sodat elkeen wat hulle self bekeer, Here, tot U, nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe sal hê. Amen. Ek wil julle almal graag uitnooi om saam met my, kyk, daar is nou nie 'n slotlied nie, maar dis oukei. Dis oukei, hulle sukkel net so 'n bietjie daar agter, dis oukei, moenie worry nie. Maar geliefde broers en susters, as daar iemand hier onder julle is, wat weet die Heilige Gees het vanaand met u gepraat, en wat nie seker is oor die saak met die Here nie, asseblief kom praat na die tyd met my. Asseblief. Dat ons hieroor kan praat, dat ons dalk in 'n dieper wyse vir u kan verduidelik, wat is die evangelie, en dat u u lewe vir die Here sal gee. Asseblief. Kom ons bid om die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.